Maand almal, Japie hier so. Ek gaan 'n paar video's doen oor meer kontroversiële idees. En ja, maar ek gaan dit so taktvol as moontlik probeer hou, want ek wil nie heeltemal oorboord gaan met hierdie goed nie. Ek wil maar net julle attent maak op sekere dinge waarvoor julle versigtig moet wees. So dit kom uit 'n hart van omgee en liefde dat ek dit goed doen. Dis nie omdat ek gal wil braak of dit wil uitvaar teenoor iemand of iets nie. Dit is alles sodat mense beter voorbereid kan wees vir wat kom of vir hulle lewens wat hulle moet verander of na moet kyk of voorversigtig moet wees. En hierdie spesifieke video sal vir julle help attent maak op goed waarvoor julle versigtig moet wees. En die video gaan oor Paulus of Yahushua. En wat ek hier gaan doen, ek gaan maar 'n paar idees vergelyk van Paulus en Yahushua. En dan moet julle maar 'n slotsom 'n gevolgtrekking maak daarop. So ek gaan kyk na sekere verse van wat Yahushua sê oor 'n onderwerp en dan wat sê Paulus oor dieselfde onderwerp. En dan kyk ons, is Paulus in lyn met Yahushua? Is hy in lyn met Yahushua se leringe? Nou, ek voel half soos 'n autoriteit op die onderwerp, want ek het vir jare lank studies gedoen oor Paulus se briewe en ek wou dit gepubliseer het. Al sy briewe wat ek vers vir vers opgesom het en verduidelik het in lyn met die res van die Bybel. So daar is 'n manier om daarby uit te kom dat Paulus sê jy moet die gebooie onderhou en dit is wat hy altyd probeer sê het. Maar aan die einde van die dag, ek het dit nie gepubliseer, die boeke nie, maar ek het wel al daardie werk deurgegaan, al daardie effort gedoen vir jare lank om sy briewe op te som. Byvoorbeeld Galasiërs het my so 50 tot 60 bladsye was die boek wat ek geskryf het. So, dit was baie inligting. En Yahweh het vir my deur sy gees openbarings gegee oor Paulus se briewe. En so aan die einde van die dag, mens kan goeie dinge daaruit kry, maar die doel van hierdie video is, die feit van die saak, meeste Christene, 99,9%, gaan nie soveel moeite doen nie. Hulle gaan nie bid tot Jahwe se gees die goed aan hulle openbaar nie. Hulle gaan nie vir jare lank studies doen oor Paulus nie. Nou wat van hulle? Wat word van hulle? Hulle wat net 'n vers hier en daar vat en hulle lewens daarvolgens leef. En hulle vat Paulus se verse en dan leef hulle heeltemal verkeerd. Dit is die probleem. En dis hoekom ek hierna wil kyk en vir julle wys. Hoekom julle moet versigtig wees met Paulus. En mens kan nog steeds goed lees. Ek sê nie dat hy is heeltemal evil nie. Maar mens moet Yahushua eerste stel. Jy moet Yahushua se leringe eerste stel. Jy kan nie Paulus stel bo Yahushua of sy disippels, of die Vader, of die wet, of niks nie. Paulus was nie eers 'n disipel of 'n apostel nie. Hy het nie Yahushua gevolg nie. So hy is laaste op die rang van mense wat jy na moet luister of quoteer. Heel laaste op die rang. Maar in elk geval, kom ons kyk hierso. Verlossing. Kom ons kyk eers wat sê Yahushua van verlossing. Matteus 19:17. En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik Jahwe. Maar as jy die lewe wil ingaan, die ewige lewe, onderhou die gebooie. Hierdie is die crux van Yahushua se boodskap, dat mense die gebooie moet onderhou. Matteus 7:21 tot 23. Not everyone, hierdie hou ek in Engels, want die Engels is meer akkuraat as Afrikaans, en dis hoekom ek dit nie vertaal het, of die Afrikaanse weergawe gebruik het nie. Not everyone who says to me, Master, Master, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Nou wat is die Vader se wil? Dat ons sy gebooie gehoorsaam.
Many will say to me in that day, Master, Master, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? So hierdie mense het in die naam van jou Jesus baie wonderlike dinge gedoen, en vermag. En selfs mense genees, en duivels uitgedryf, en so aan. Maar hulle gaan hel toe. Hoekom? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who live lawless. So eenvoudig soos dit. Hulle het al hierdie dinge gedoen, gefokus op Joshua se naam Jesus, en hulle het hom aangeroep, en natuurlik, ek glo hulle het natuurlik daardie sondegebed gedoen ook, soos almal maar doen, hierdie bekeringsgebed, en wonders verrig in sy naam, maar hulle is hel toe. Kan julle dit glo? Dit is omdat hulle nie die gebooie onderhou het nie. Dit is die fondasie van Joshua se teaching, se lering, is die gebooie, is die fondasie. As jy nie die gebooie doen nie, help het nie, jy doen al hierdie ander dinge nie. Dan kan jy mense uit die doodheid opwek, dit maak nie saakie. Dan gaan jy nog steeds hel toe. Joshua sê hierso vir jou, jy moet die wet onderhou om gered te word. Dit is uiters belangrik, mense. Julle verstaan hoe belangrik het is. Dit is verskriklik belangrik. Daar spring jy ding na alweer. Kom ons gaan terug. Matteus 13 vers 41-42. Nou ek weet, die Christene sluk moeilik aan hierdie saak. Dit is vir hulle moeilik om dit so in te sien dat hulle moet die gebooie onderhou, want hulle is vir hulle lewenslang die teenoorgestelde gesê in die kerke. Dis hoekom jy maar uit jou kerk uit moet gaan, mense, want jou kerk lieg vir jou en hulle leer jou nie die waarheid nie. Volg Joshua, doen wat hy vir jou gesê het, dan is jy veilig. Dan gaan jy veilig wees. Doen net wat Joshua gesê het. Jy hoef nie eers enigiemand anders te gaan lees nie. Jy hoef nie eers Paulus se briewe te gaan lees, of wie ook al. Solank jy Joshua se briewe, se woorde lees, dit verstaan en dit doen, dan is jy veilig. Dan gaan jy gered word. So maklik soos dit. Matteus 13 vers 41-42. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness. So hy verwyder die wat wetteloos geleef het, and will cast them into the furnace of fire, there will be wailing and gnashing of teeth. Waar gaan die mense heen wat wetteloos geleef het? Hulle gaan hel toe. Dit maak nie saak of jy Jesus aangeneem het as 'n verlosser, nie. As jy lewe lank wetteloos geleef het, gaan jy hel toe. Dit maak nie saak of jy 10 jaar terug Jesus aangeneem het as 'n verlosser, nie. Jy gaan hel toe. Jou lewe moet wys dat jy glo. En jy glo Joshua het gesterf vir jou vorige wetteloosheid. So dan moet jy mos die wet onderhou om te wys jy glo. As jy dit nie doen nie, dan wys jy glo nie in hom nie. Dan help dit nie jy het 'n skietgebed gebid 10 jaar terug, nie. Johannes 17 vers 6. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hy praat van sy disippels hierso. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. En hulle het u wet, u woord, bewaar, gehoorsaam. Hulle het u wet gehoorsaam. Joshua het hulle die wet geleer en hulle dit gehoorsaam. Dis wat in hierdie gebed bid tot die Vader, dat sy disippels het sy gebooie gehoorsaam. Johannes 12 vers 44-50. Then Jesus cried out and said, He who believes in me believes not in me but in him who sent me. And he who sees me sees him who sent me. I have come as a light into the world, that whoever believes in me should not abide in darkness. Nou hier is 'n direkte verwysing, Joshua verwys na homself as die wet. Hy is die wet in die wêreld, hy openbaar die gebooie aan ons, hoe ons dit moet onderhou. Want die definisie van lig in die Bybel is die wet. Ek wil net hier noem vers 44, then Joshua cried out and said, He who believes in me, believes not in me, but in him who sent me. As jy in Joshua sê, jy glo in Joshua en so, dan glo jy eintlik in Jehovah, as jy die regte ding glo. Bygesê. Want om in Jehovah te glo, beteken jy gehoorsaam sy gebooie. En dit is wat Joshua hierso probeer sê ook. I have come as the law into the world, hy as the light. Die verse wat het sê, Spreuke 6 vers 23 sê, For the command is a lamp and the law is a light, reproofs of instruction are the way of life,
Psalm 119 vers 105, your law is a lamp to my feet and a light to my path. So die definisie vir lig in die Bybel is die wet. En Joshua sê, hy is die lig, hy is die wet. Hy het nie kom weg doen met die wet soos jou chosen movies, jou chosen series vir jou sê nie. Hy het vir jou kom wys hoe jy dit moet onderhou. Hy het selfs so ver gegaan as om te sê in Matteus 5 dat nie een jod of titel, weet julle wat dit beteken? Nie een lettertjie of punt of komma of niks van die wet gaan wegval terwyl die hemel en aarde bestaan. Die hemel en aarde bestaan nog steeds vandag, mense. Die wet is nog steeds geldig volgens daardie vers in Matteus 5. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my words, has that which judges him, the word that I have spoken will judge him in the last day. Yahushua sê so vir jou in die vorige vers, hy is die wet. En dan sê hy vir jou, dis nie hy wat jou gaan oordeel eendag nie, dis hierdie wet wat hy verkondig het, wat jou gaan oordeel eendag. Hierdie gebooie wat hy voor jou gelê het, wat hy vir jou gesê het om te gehoorsaam die heeltyd. Ek het nou al 'n paar verse vir julle gewys wat hy gesê het, jy moet die gebooie onderhou van die Vader om gered te word. En hy sê vir jou hierso, dit is hierdie gebooie wat jou gaan oordeel, want jy word dit nie gehoorsaam nie. The words that I have spoken will judge him in the last day, for I have not spoken of my own authority. Jy sien, hy het nie uit sy eie gedagtes gepraat nie, hy het gekwoteer wat die Vader gesê het. Wat het die Vader gesê? Die gebooie. Yahweh het die gebooie gegee vir die mensdom. En dit is presies wat Joshua gesê het ook. Dis hoekom hy kan sê, hy en die Vader is een. Hulle is in agreement, hulle stem saam oor alles. But the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. Daar sê dit vir jou. En want die Vader wat hom gestuur het, gee vir hom die gebooie, wat hy moet sê en leer vir die mense. And I know that his commands is everlasting life. Hy weet dat as mens die gebooie onderhou, perfek, dan kan jy gered word deur die gebooie self. Maar natuurlik, ons kan nie, ons is sondig. En dis hoekom hy gesterf het vir ons vorige wetteloosheid. So hy help ons in hierdie proses. Dit beteken nie, jy doen weg met die wet nie. Dit beteken, deur geloof in Joshua, onderhou jy die gebooie tot die einde toe, tot die einde van jou lewe. Jy is volhard tot die einde toe. En dan word jy gered. Het staan so, hy sê so, jy moet volhard in die wet tot die einde toe van jou lewe om gered te word. In Matteus 24 vers 12 en 13, dit staan nou nie hier nie. Gaan lees dit. Daar staan, because of lawlessness the love of many will grow cold, but he who endures to the end in the law, ek sê daai by, shall be saved. Hy wat volhard in die wet tot die einde toe van sy lewe sal gered word. Dit is Joshua se boodskap, dis wat hy sy disippels geleer het, en dis wat sy disippels vir almal geleer het. Ons sal nou sien wat het Paulus geleer. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. So hy sê ook dat die gebooie is ewig lewe, en hy het dit perfek onderhou, so hy het die ewige lewe verdien, deur die gebooie perfek te kon onderhou. En toe kon hy ons sondes op hom neem. Omdat hy self perfek was, omdat hy die gebooie perfek onderhou het, was hy die perfekte offer. En toe, deur sy dood, gee hy ons 'n kans om vergifnis te kry vir ons vorige wetteloosheid. Ek sê vorige wetteloosheid, mense. Romeine 3 vers 25. Jy is veronderstel om weg te draai van jou wetteloosheid as jy glo in Yahuwah, as jy Yahushua as jy verlosser wil aanneem, as jy wil terugdraai na Yahuwah, jou sondes bely. Ja, hy is die deur. Dan moet jy nog steeds op daai nou paadjie stap hemel toe. Die nou paadjie is die gebooie. As jy nie op daai nou paadjie stap, gaan jy hel toe. Hy sê dit oor en oor vir ons. Dis baie belangrik. Hulle gebruik die voorbeeld van 'n speedkop wat jou 'n kaartjie wil gee omdat jy te vinnig gery het, en dan is hy jou genadig as jy jou storie spin. En wat beteken dit? Dat jy nou maar net kan aangaan en verder jaag. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken jy moet nog steeds die gebooie
van die pad, die wette van die pad, gehoorsaam wees. Jy moet nog steeds binne die spoedgrens ry, onder die spoedgrens ry. Dit beteken nie, jy kan nou net jaag soos jy wil, want hy was jou genadig nie. Presies dieselfde met die gebooie. Jy skielik nou nie meer weggedoen mee, omdat hy jou genadig was nie. Sy genade is juist daarvoor dat jy sal wegdraai van jou wetteloosheid af en ongehoorsaam. Dis die doel van genade. Dis wat ons lees in Titus. Lees ons van wat is the definition of grace. Ek dink dit gaan for the grace of Yahweh that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live righteously, soberly and godly in the present age. Dis wat daar staan. Dis die definisie van genade. Die vermoë wat ons ontvang om regverdig te leef. Nou die woord regverdigheid se definisie in die Bybel is om die gebooie te gehoorsaam. Soos ons sien in Jesaja 51 vers 7 byvoorbeeld. Ons gaan aan hierso. Johannes 15 vers 10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Eintlik sê hy maar net reguit vir jou, jy moet die Vader se gebooie gehoorsaam. Net so simpel soos dit. Jy is veronderstel om Jehoshua se voetspore te volg. En hy het die gebooie van die Vader onderhou. Johannes 10 vers 27 tot 30. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hierdie kwalifikasies wat jy moet hê, dat jy nie uit sy hand geruk kan word nie. Wat is dit? Jy moet vir sy stem luister, en jy moet hom volg. Jy moet in sy voetspore volg, en jy moet sy leringe toepas in jou lewe. Dan geld hierdie goeders vir jou, dat jy nooit verlore sal gaan nie, dat niemand jou uit sy hand kan ruk nie. Andersins gaan hy Satan jou uit sy hand uitruk, want jy wil dan nie sy gebooie gehoorsaam, jy wil nie vir sy stem luister nie, jy wil nie in sy voetspore volg nie, dan gaan jy nie gered word nie. Vers 29, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie, en ek en die Vader is een. Hulle is een in die opsig van, hulle het dieselfde sienings, hulle het dieselfde karakter. Hy is 'n verteenwoordiger van die Vader gewees op aarde. Dis hoekom hy vir sy disippels kon sê, julle het my gesien, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Want soos wat Jehoshua was, so is die Vader. En dit wat Jehoshua gesê het, dit sê die Vader. Want Jehoshua het die wet gesê, hy het die wet gespreek, hy het die wet vir die mense geleer. Hy het die dieper betekenisse van die wet aan die mense openbaar. Hy het nie weggedoen met die wet nie. Hy het nie vir hulle gesê, bly weg van die wet nie, of verwerp die wet, of moenie worry nie, oor 'n paar jaar gaan ek doodgaan, dan hoef julle nooit weer die wet te doen nie. Nêrens in die Bybel het hy dit gesê nie. Hy het juist vir die mense gesê, jy moet die wet onderhou om gered te word. En hy het geweet, hy gaan sterf vir hulle sondes. Het hy hulle mislei? Nee, hy het nie. Want hy weet, dit is nog steeds nodig om die gebooie te onderhou, al sterf hy vir ons wetteloosheid. So as daar 'n ander een kom, wat 'n ander boodskap preek as Jehoshua, wat moet ons doen? Moet ons rug draai op ons herder Jehoshua, en die ander een volg? As Paulus kom en 'n ander boodskap verkondig, moet ons hom volg? Ongelukkig mense, meerderheid van Christene in die wêreld volg Paulus en nie Jehoshua nie. Meerderheid van Christene volg Paulus. Paulus is hulle Messias. Paulus is hulle verlosser. Hulle sal dit nie met hulle mond sê nie, maar hulle lewe wys dit. Hulle lewe wys dat Paulus is hulle verlosser. En dis is baie sad, want daardie mense wie Paulus as hulle verlosser het, hulle gaan hel toe. Want Jehoshua het gesê, hy is die enigste herder, en ons moet vir sy stem luister, sy leringe aanhang en dit uitleef, en ons moet hom alleen volg. As jy Paulus volg en sy leringe volg, dan gaan jy hel toe. En ek sê dit, want Paulus se
verlossingsboodskap stem nie ooreen met wat ons hier lees nie. Jy kan wel met baie effort, kan jy naaste by dieselfde idee uitkom, maar dan moet jy baie dieper studie gaan doen oor die goed wat hy sê. En dan kan jy eventually daarby uitkom, maar op die oog af is dit heeltemal anders. Ongelukkig. Paulus se sienings van verlossing. Ek gee net hierdie een vers oor dit, want ek dink dit som basically maar op wat Paulus sê van verlossing. Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond Jehoshua bely en met jou hart glo dat Jahwe hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Vers 13. Want elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word. Hy quoteer Joel 2 vers 32 hierso. Ek voel is 'n bietjie uit konteks gekwoteer. Die rede daarvoor is Joel 2:32 praat van die Israeliete wat bymekaar gemaak word met die tweede Exodus weer. En dit gaan nie oor die sielsverlossing nie, maar die verlossing van Israel wat bymekaar gebring word by een plek. Dit sê, en elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos Jahwe gesê het. En onder die vrygeraaktes, hierdie vrygeraaktes is die Israel uitverkorenes wat bymekaar gemaak is, die vrygeraaktes. Hulle is vry uit hulle lande uit weggekom met die oorlog. Die wat Jahwe sal roep. En dis waaroor dit gaan oor hierdie vrygelates wat gered word uit hulle lande uit. En dit gaan nie oor jou sielsverlossing nie. Maar dis die vers wat ek quoteer in Romeine 10 en sê dat mens maar net 'n skietgebedjie moet sê van met jou mond, Jesus bely, as jy verlosser, dat jy glo in hom. En jy moet glo dat hy uit die dode opgewek is, dan sal jy gered word. Easy peasy, lemon squeezy. Sê vir my mense, klink dit vir jou dieselfde as wat Jehoshua gesê het van verlossing hierso bo. Dit wat ek nou net met julle deurgegaan het hier, klink dit vir jou dieselfde? Toe Jehoshua die ou hom vra, wat moet ek doen om gered te word? Het Jehoshua vir hom gesê, bid net tot my, glo dat ek in die dood gaan opwek en jy sal gered word. Het hy dit vir die ou gesê? Nee mense, hy het dit nie vir die ou gesê nie. Hy het vir hom gesê, jy moet die gebooie van die Vader onderhou om gered te word. So, kom ons gaan verder. Dit is nou van die verlossing. Ons kyk na die doop. Jehoshua's sienings oor die doop. Markus 16:16. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Nou natuurlik, die kerke verdraai hierdie vers en sê nee, dit maak nie eintlik saak daar, dit glo en doop nie, dit kan maar net glo wees. Of hulle draai dit en sê nee, wie doop en hom laat glo, wie doop en dan later glo, of wat ook al hulle opdis. Ai, mense grou hulle eie grafte, né? Dis nou vir die mense wat wil klein doop, dan sê hulle wie doop en dan glo, eendag, op 'n eendag. Hier sien ons dat Jehoshua sê, dat geloof en doop is nodig vir verlossing. Johannes 3 vers 5. Jehoshua answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water, doop, and the Spirit, he cannot enter the kingdom of Yahweh. Nou moet julle vir my vertel, het Jehoshua vir hierdie ou gelieg van Nicodemus? Het hy hom om die bos gelei hierso? Toe hy sê die doop is nodig vir verlossing? Of kan ons hom op sy woord vat? Onthou julle wat het hy hierbo gesê? Sy skape luister vir sy stem. Nou, vir sy stem luister beteken jy doen wat hy sê. Dit beteken nie, jy vat sy woorde en jy verdraai dit, of jy verwerp dit, of jy verander dit om by jou sienings te pas nie. Dit is nie wat dit sê nie. Jy luister net spesifiek wat hy sê en jy doen dit. Dis dit. Jy verander nie aan sy woorde nie. Hy sê hierso, jy moet gebore word, weergebore word, deur die water wat die doop is, en die gees. Beide mense, albei. Jy moet albei doen. As jy glo en jy doen jou gebed wat jy sondes bely voor die Vader,
jy draai weg van jou wetteloosheid af, dan moet jy gedoop word. Dis deel van die verlossingsproses. Volgens Jehoshua, né? So wat het Jehoshua se disippels geleer? 1 Petrus 3 vers 21. There is also an antitype which now saves us baptism. Daar sê Petrus ook vir jou. Duidelik het Jehoshua vir sy disippels ook geleer dat die doop is deel van die verlossingsproses. Hy het dit vir hulle ook geleer. Nou wat is Paulus se sienings hieroor? 1 Korintiërs 1 vers 12 tot 17. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek is van Apollos, en ek is van Cephas, en ek is van Christus. Is Messias verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank Jahua dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. En ek het ook nog nie die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Want Messias het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Ok, kom ons sien, kyk 'n bietjie hierso nou. Hy sê die kommissie wat hy gekry het van Joshua af is om net te preek sonder doop. Joshua het vir hom gesê, doop is nie belangrik nie, jy moet maar net gaan en die evangelie gaan verkondig. Ok, kom ons kyk of dit so is. Kom ons kyk wat was Joshua se kommissie vir sy volgelinge, vir sy actual volgelinge. En ek het hier geskryf, as Joshua nie vir Paulus ingelig het oor die belangrikheid van die doop nie, was dit dan Joshua wat hom gestuur het? Volgens Joshua was die doop deel van die evangelie boodskap. Dis wat mens met jouself moet vra. Nou, as Joshua nou komstig vir hom gesê het, die doop is nie belangrik, hy hoef dit nie eers te preek of te doen nie, dan is dit die boodskap wat Joshua vir hom gegee het om te preek? Of is dit dan van Joshua af wat hy gehoor het, wat hy moet preek? Matteus 28 vers 28. And Joshua came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Hier praat hy met sy disciples voor sy opvaarding. Go therefore and make disciples in all the nations. En hierdie nations verwys na Israel, né? Hulle is uitgestuur na die Israel nasies in Asië en Europa. Baptizing them in the name of the Father, Son and Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always even to the end of the age. Hier is die kommissie. Hier het Joshua sy disciples uitgestuur met die finale boodskap van wat moet hulle preek, wat moet hulle sê vir die mense. Sal dit nou nie sin maak as hy presies dieselfde gesê het vir Paulus nie? Maar duidelik, hy het sy missie, sy boodskap verander vir Paulus. Paulus is spesiaal, jong. Paulus kry 'n ander boodskap om te preek. Hy hoef nie dieselfde boodskap te preek as die disippels nie. Hy kry 'n ander boodskap. Hy hoef nie te doop nie. Doop is nie belangrik nie, maar vir sy Joshua disippels, dis baie belangrik vir hulle. Vir wie hulle bereik, moet hulle doop en hulle moet sê dit is belangrik om te doop. Maar vir Paulus, Paulus is special man. Hy hoef nie te doen nie. Hy hoef nie vir die mense dit te preek nie. En hy hoef niemand te baptise. Hy kan, as hy nou lus voel die dag, dan kan hy iemand doop. Dis mos nou nie dieselfde boodskap nie. En hier sê Paulus vir ons dat dis die boodskap wat hy van Joshua ontvang het. Want Messias het my nie gestuur om te doop nie. Hy sê reguit vir jou, dis die boodskap wat hy van Joshua ontvang het. Maar ons lees dan hierso, wat is die boodskap wat Joshua die mense mee uitgestuur het. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them. So is twee verskillende boodskappe, lyk my. So, hoekom het Joshua nie dieselfde kommissie gegee vir Paulus nie? Hy sou tog sekerlik al sy boodskappers dieselfde boodskap gegee het om te verkondig, of hoe? As Paulus dieselfde as die disciples is mense, as hy ook nou 'n apostelkomstig is, dan sal hy mos dieselfde boodskap ook hê. Hy sal dieselfde boodskap ook preek. As hy 'n ander boodskap preek, dan is hy mos nie 'n apostel nie. Dan is hy mos nie 'n apostel van Joshua nie. Dan is hy mos nie 'n disipel of 'n apostel of wat ook al van Joshua nie. Afgodsoffers. Joshua se sienings oor dit. Openbaring 2 vers 14. Pergamos.
But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Nou, Balaam het Balak gesê, hy moet sy mense instuur daar aan die kamp van Israel, die vroumense, dat hulle daar vermeng met die Israeliete. Dit was die groot sonde wat Joshua hierna verwys. En die twee gaan hand aan hand, volgens Joshua, die eet van afgodsoffers en seksuele immoraliteit. Openbaring 2 vers 20, Thyatira, Nevertheless, I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit sexual immorality, and to eat things sacrificed to idols. Ons sien dat hierdie Jezebel gees, wat heers, sy doel is om die mense te kry, om seksueel immoreel te wees, en om afgodsoffers te eet. Dis die gees van Jezebel volgens Joshua. Jakobus se sienings en kommissie vir Paulus, Handelinge 15 vers 20 en 21. So, ja, ek sal later dit dalk sê. Kom ons kyk hierso. Wat is die kommissie wat Jakobus, Joshua se broer, wat die hoof was van die gemeentes in daardie tyd, wat hy vir hom gesê het, wat hy vir die mense moet leer en sê. Vers 20 en 21. But that we write to them to abstain from things polluted by idols. So, moenie goed eet wat afgodsoffers is nie. Wat aan afgode geoffer is nie. Jy mag het nie eet nie. From sexual immorality, from things strangled from the blood, and from blood. For Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath. Wat hy sê, hierdie goeders wat hy noem, eerst in vers 20, is goed wat gedoen was in afgoderij, né? Dit is goeders wat hulle gedoen het by die afgodstempels, en dit is goeders wat hulle dadelik moes gelos het. En dan sê hy, gaan dan aan die sinagoges toe, en gaan hoor wat sê die wet van Moses, en doen dit. Vers 21 sê hy, hierdie eerste goed, julle moet dit dadelik doen, moenie meer na die afgodstempels toe gaan nie, moenie afgodsoffers eet nie, en seksueel immoreel wees daar nie, want daar is ons tempel prostitute gewees mense, dit was deel van hulle geloof. Alle vrouens moes hulle gee as 'n tempelprostituut vir 'n dag of wat. Dit was volgens hulle geloof. From things strangled and from blood. Hierdie is alles goed wat hulle sou gedoen het by hierdie afgodstempels. En dan sê vir hulle, gaan na die sinagoges toe en gaan hoor wat sê Moses se wet en doen dit. So, Paulus het daar by daardie byeenkoms saamgestem met Jakobus, dat dit wat hy gesê het, sal hulle verkondig. Want ons lees nie dat hy dit verwerp het, of dat hy nie met Jakobus saamgestem het nie. So wat het Paulus dan gepreek aangaande vleis, wat aan afgode geoffer is? Want soos ons hierso sien, Paulus was heel happy met die boodskap van Jakobus. Ja, nee, kyk, ek sal dit verkondig aan hierdie ander mense. Dis wat ek vir hulle sal sê, bly weg van afgodsoffers, bly weg van die afgodstempels, en sovoorts. Kom ons kyk of dit is wat hy actually dan gepreek het vir hierdie ander mense. Of het hy sy eie boodskap opgemaak oor afgodsoffers. Ons sien nou, Joshua het gesê, dis verkeerd, en ons sien Jakobus het ook gesê, bly weg daarvan af. So duidelik het Joshua al sy disciples geleer, bly weg van afgodsoffers. En soos ek in 'n volgende video sal doen, vir julle wys, die disciples het in elk geval nie vleis geëet nie, nie een van hulle nie. 1 Korintiërs 8 vers 4 tot 13. Wat dan? Die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie. En dat daar geen ander God is nie, behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie meesters is. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is. En ons tot hom en een Messias, Joshua, deur wie alles is. En ons deur hom. So Paulus probeer die grondslag hier lê van te sê, afgode is eintlik maar niks nie.
So jy hoef nie bekommerd te wees nie. Die kennis is egter nie in almal nie. Hierdie kennis van afgode is eintlik niks nie. Dit kan niks aan jou doen nie, want daar is net een skepper en God is Yahuwah. Die kennis is egter nie in almal nie, maar sommige, nog altyd bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer, en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Maar die voedsel bring ons nie nader by Yahuwah nie. Want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie. Hy sê so, kos kan niks aan jou doen nie. Dit is nie goed of sleg nie, dit is maar net kos. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. So ons sien hier hy sê die wat aanstoot sal neem as hulle sien afgodsoffers word geëet, hulle is swak gelowiges. Maar jy wat afgodsoffers kan eet en jy weet dit is eintlik maar niks, jy is eintlik 'n sterk Christen. Want as iemand jou wat kennis het, spesiale kennis van die afgode is nou eintlik maar niks nie, aan tafel sien in 'n afgodstempel nogal, ne, sal sy gewete, as hy 'n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie, en moet die swakke broeder, vir wie Messias gesterf het, verlore gaan deur jou kennis. So eintlik wat hy probeer sê vir jou, afgode is eintlik maar niks nie, maar terwille van jou medegelowiges, moet dit maar nou eerder net nie eet nie. Dis nie sleg nie, jy gaan niks oorkom as jy dit doen nie, jy kan dit doen, solank niemand jou sien nie. Jy kan selfs in die afgodstempel sit, soos hy sê, maar as jou broer jou gaan sien, kyk, hy is 'n swak gelowige, as hy gaan aanstoot neem met jou wat in die afgodstempel sit, en afgodsvleis eet, en al daardie dinge. So eerder moet dit nou nie doen daar, waar hulle jou kan sien of so nie, want jy wil tog nie vir hulle, vir wie Messias gesterf het, moet verlore gaan, omdat hulle jou sien afgodsoffers eet nie. So is dit reg of verkeerd, wat Paulus sê? Is dit in lyn met wat Joshua gesê het, en met wat Jakobus gesê het, en wat Paulus gesê het, saamgestem met mee, met Jakobus? Het hy dit toe gaan preek daar vir die ander mense, of het hy sy eie boodskap opgemaak? Duidelik het hy sy eie boodskap opgemaak. Hierso sê hy, nee, dit is nie 'n probleem nie. Afgodsoffers is niks nie, jy kan eet net wat jy wil, dit kan niks aan jou doen nie, dis net kos. En dis duidelik nie in lyn met wat die disippels en Joshua vir die mense geleer het nie. 1 Korintiërs 10 vers 27 tot 29. En as een van die ongelowiges julle nooi en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Maar as iemand aan julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat dit te kenne gegee het, en terwille van die gewete, maar die aarde behoort aan Yahuwah en die volheid daarvan. Ek bedoel die gewete, nie van jouself nie, maar van die ander, want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? Paulus sê, nee, hy is vry om te doen wat hy wil, hy is vry om afgodsoffers te eet as hy lus het, maar doen dit terwille van die ander persoon eerder nie. So Paulus dink eintlik hy is vry om afgodsoffers te eet. Dit bring my weer eens by die kommissie van Joshua kampstig vir hom gegee het. Joshua sou mos vir Paulus mooi laat verstaan het, dat mense mag nie afgodsoffers eet nie. So het Paulus dan sy marching orders by Joshua gekry of nie? En my antwoord as ek kyk na hierdie punte is, nee, hy het nie. Hier het Paulus nie 'n verskoning nie, want Jakobus, Messias se broer, en hoof van die gemeentes van daardie tyd, hy het vir Paulus gesê, wat hy vir die nuwe gelowiges moet sê aangaande afgodsoffers. Maar soos ons kan sien, het Paulus nie gedoen wat die hoof van die gemeentes van Joshua gesê het nie. Hy het sy eie sienings verkondig oor die saak, alhoewel hy ingestem het in Handelinge 15, om te verkondig wat die disippels en Jakobus gesê het. So, wat is sy probleem? Hoekom volg hy sy eie kop? Hoekom doen hy sy eie ding? Hoekom sê hy nie maar net reguit vir hulle dat dit verkeerd is nie? Of moet hou eerder net op vleis eet? Of sulke dinge nie? Nou kom hy met 'n ander storie van, nee, dis eintlik maar net kos. Of,
daar kan niks van kom as jy dit eet nie, dit is net kos. Al is dit aan afgode geoffer. Ek wil net hierdie 2 verse noem wat nogal interessant is, en hoe dit ooreenstem met Paulus, Openbaring 2:2. I know your work, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. En dan sien ons dat, hy sê hierso dat hierdie gemeentes, Joshua sê, dis goed dat hulle toets die apostels en hulle die wat gesê het, vir hulle is apostels, maar nie die evangelie verkondig het wat Joshua hulle verkondig het nie. Hulle het daardie apostels verwerp, wat goed was. Ons sien hierso 2 Timotheus 1:15, sê Paulus self, this you know that all those in Asia have turned away from me, among whom is Phygelus en Hermogenes. So lyk my daar was mense wat hom verwerp het daar in Asië, waar hierdie gemeentes was, wat Joshua na verwys in Openbaring 2:2. Aan die einde van die dag, mens moet nog gaan kyk na Paulus en soos ek sê, jy kan sy goed lees, maar ek sou sê, dit is nogal gevaarlik om sy goed te lees, want dit is nie 100% in lyn met Joshua se leringe nie. Dit is nie in lyn met die disciples of Joshua of die Ou Testament se leringe nie. En dis die probleem. Die skrifte is ook alreeds nog meer verdraai, buiten dat Paulus se boodskap nie 100% dieselfde is nie. Het hulle ook met die vertalings natuurlik ook nog goed verander. Nou is dit nog moeiliker om by die waarheid uit te kom met Paulus. So as gevolg van dit sou ek gesê het, bly eerder net weg van Paulus se briewe af. Of wat hy ook al sê, vat dit met 'n knippie sout. Soos ek sê, hy is nie 'n disipel nie, hy is nie 'n apostel nie. Hy is nie 'n volgeling van Joshua gewees nie. Ok, ek verstaan, julle sal dink nie, maar hy was 'n apostel, hy dan gaan preek en so aan. Maar ek sien hom nie as 'n apostel van Joshua nie. Ek sien hom nie as iemand wat die marching orders gekry het by Joshua self nie. Want duidelik het hy sy eie goed gepreek. Hy het sy eie idees gepreek oor die afgodsoffers, oor die doop en oor verlossing. Hierdie 3 goed is mos uiters belangrik. En hy het sy eie boodskappe daaroor gepreek. So as gevolg daarvan sal ek sê eerder vermy hom en julle kan sy goed lees as julle wil. Vir light reading, ja, enige tyd, maar moenie hom probeer quoteer vir verlossingssake en sulke dinge nie. Moenie hardloop na Paulus toe om te wys dat wat jy moet doen om gered te word nie. Vir daardie sake gaan na wat het Joshua gesê. Want Joshua se woorde gaan jou oordeel eendag, nie Paulus se woorde nie. Nou kom ons kyk hierso wat sê professor Jackson Snyder van Paulus. Waar kom hy vandaan of wie hy was? Die jongste navorsing dui daarop dat Paulus een van die vele agterkleinkinders van die Herodes was, afkomstig van Herodes se suster Salome, deur haar huwelik met Costabarus. Sy vader was Antipater II en sy moeder Cypros, beide Herodiaanse name. Paulus se suster is vernoem na haar moeder, Cypros II, wat getroud was met Helkias, die tempeltesourier. Paulus se neef is bekend in die sekulêre geskiedenis. Hy was Julius Archelaus, die seun wat die Romeine gewaarsku het dat Paulus vermoor gaan word. Het jy in die Bybel opgemerk hoe vertroud Paulus was met Festus en koning Agrippa? 2. Agrippa was sy neef. Agrippa 1 en Agrippa 2 was sy neefs en niggies. Met daardie kennis en die melding van Paulus en sy broer verskeie kere in Josephus as 'n familielid van Herodes en 'n moeilikheidsmaker, kan ons skielik die apostel Paulus in konteks plaas van hoe hy in Jerusalem beland het, waarom hy uit Damaskus verdryf is en waarom die ywerhaars in die tempel hom wou doodmaak. Die zealots, hulle wou hom doodgemaak het ook. En toe was daar skielik amper 500 soldate, 470 soldate om Paulus te beskerm. Nou sê vir my, watter Romeinse burger in daardie tyd kon 500 soldate kry vir protection? Nie eers enige president in hierdie wêreld vandag kry 500 soldate vir beskerming nie. Maar Paulus het.
Want Paulus is van die koningshuis. Hy kom uit die koningshuis van Herodes. Dis hoekom hy 470 soldate gekry het wat hom kon beskerm het. Kijk, ek dink nie dis sleg dat hy uit die koningshuis kom nie. Kry vir hom. Hy het 470 mans wat hom gaan beskerm. Cool. Ek fokus meer op die boodskap. So ek sien niks verkeerd met dit nie. Maar ek wil julle net attent maak op wie hy was en waar hy vandaan kom. Wat sy agtergrond is 'n bietjie. En wat sê Josephus van Paulus? Mens kan sê, hierdie is seker dan maar voor Paulus se bekering. Is dit wat Josephus gesê het. Costubarus also and Solus, hierdie Solus is Paulus, did themselves get together a multitude of wicked wretches. Hulle het soos 'n gang gemaak wat mense seer gemaak het. And this because they were of the royal family, and so they obtained favor among them, because of their kindred to Agrippa. But still they used violence with the people, and were very ready to plunder those that were weaker than themselves. So hulle was soos 'n mob wat mense aangeval het, en hulle was van die koningshuis, so hulle het so ekstra beskerming gehad as gevolg daarvan. En dan, ek wil net hier 'n prentjie wys vir julle van Paulus stamboom. So volgens daai professor Jackson Snyder, hierdie Herodes hierso se suster is Salome. So dit sou nou langs hierso wees, en haar lyn sal anders lyk. Maar dit is basically dan Herodes se suster se seun. Wat Paulus, waar hy vandaan kom. So hy is maar direk verwant met hierdie koningshuis van Herodes. En dis ek hom ook maar noem van Herodian in sy briewe, en van die ander mense in die koningshuis noem hy, of van die ander mense van sy familie noem hy 'n bietjie in van sy briewe. Maar ja, hy is, dis waar hy vanaf afkomstig is. Kijk, soos ek sê, ek het sien niks fout met waar die ou vandaan kom, of sy verlede nie, of sy bekering nou eintlik regtig was of nie, of hy maar net die kerk wil infiltreer, want hy het miskien gevoel, hy kom nie reg met die gewelddadige manier nie, dan probeer hulle maar op 'n ander manier infiltreer. Ek sal nie so ver gaan as om dit te sê nie, want ek het geen bewyse regtig dan daarvoor nie. Mens kan maar net gaan volgens wat hy gepreek het, en dit vergelyk met wat Joshua en die disippels gepreek het, en dan daarvolgens kan jy sê, okay, pas op vir hierdie ou, of moenie. Of, ja, nee, hy is fyn. So, in my oë, met wat ek deurgewerk het met hom, sal ek sê, pas op vir die ou. Hy is nie 'n disipel gewees nie. Hy het nie sy kommissie by Joshua gekry nie, want hy het 'n ander boodskap gepreek. So, wees versigtig vir Paulus. Paulus is nie spesiaal of niks, hy is 'n mens soos ek en jy. Onthou dat Joshua se woorde gaan julle oordeel eendag, nie Paulus se woorde nie. So dit help nie julle hang Paulus aan nie. Groete, bye.